onse Here Jesus, wat 'n voorreg om voor die Almagtige te kan kom buig, om deur u groot genade in u heilige teenwoordigheid te kan kom, om u te kan erken as die skepper van hemel en aarde, maar ook ons skepper, maar bo alles as ons verlosser, wat vir ons die prys kom betaal het op die kruis van Golgotha, sodat ons elkeen hier kan aanwees om u te aanbid en u naam te loof en te prys. Ons wil ook vra dat u ons nou stil sal maak voor u en tot ons harte sal spreek woorde van lewe. Ons bid dit in ons Jesus se naam. Amen. Goeiemôre aan elkeen. Dit is goed om julle almal te kan groet in die huis van die Here. Dit is lekker om julle te sien en ons weet die Here gaan in sy goedheid u styf vashou. Voel gemaklik by ons, voel tuis hier by ons. Mag die Here u styf vashou. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die boek van 1 Johannes. 1 Johannes hoofstuk 3 en ons lees daar vers 5 en 6. 1 Johannes 3 vers 5 en 6. Ek lees vir u uit die ou vertaling. U is welkom om die vertaling van die keuse te volg of sommer op die bord wat die ou vertaling is. Kom ek lees, dit sê: En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien en hom nie geken nie. Mag die Here dit in ons harte vandag op 'n persoonlike wyse seën. Nou, as Christene het ons baie keer hierdie krisis. Hoe oorwin 'n mens sonde? Hoe oorwin 'n mens die sonde? Nou ek weet nie van u nie, maar baie keer voel dit vir my of ek net nooit die oorwinning oor sonde gaan behaal nie. Want ek bedoel, die een oomblik is ek sterk, weet, mooi reg, om die volgende oomblik net plat op my gesig te val. En die vraag kom baie keer by ons op, hoe oorkom 'n mens die sonde? En wat van hierdie sondige karakter van my? Ek wil, wanneer gaan ek ooit leer om ander mense werklik lief te hê, soos wat Jesus my en hulle lief het? En sal hierdie opstandige hart ooit herstel kan word? Sal dit ooit herstel kan word? Nou, ek lees nou die ander dag 'n baie interessante artikel, wat vertel van 'n sekere toestel, wat in staat is om geraas, hierdie bler geraas alles, baie effektief te werk. Nou dit vertel dat 'n aantal maatskappye bemark vandag, of deesdae, 'n tipe oorfoon, wat geraas letterlik kan uitkanselleer, en jy skynbaar met hierdie oorfone op jou kop 'n sekere mate van stilte kan ervaar ten spyte van 'n groot geraas, deurdat dit sogenaamde anti-noise of teengeraasgolwe uitstuur. Nou, hoe hierdie sogenaamde apparaat werk, skryf Philip Elmer de Wit in die tydskrif Time, is eintlik heel eenvoudig. Nou, as ek dit in 'n neutedop vir u kan saamvat, dan werk dit basies so. Geraas word gesien as drukgolwe wat deur die lug beweeg. Natuurlik deur jou ore gaan en alles. Nou, teengeraas is in werklikheid die spieelbeeld van hierdie drukgolwe. Dieselfde, maar teenoorgestelde vibrasies wat presies 180 grade uit fase is van die geraasgolwe wat hy ontmoet. Nou, as geraasgolwe en teengeraasgolwe mekaar ontmoet, vind daar wat hulle nou destruktiewe tussenkoms plaas. Ja, ek moet sommer vloek op daarvoor, amper.
hierdie tussenkoms vind plaas waar die twee mekaar letterlik uitkanselleer. Veral mense wat hulle sê wat by lughawe se bagasieafdelings werk, kan nou hierdie tipe oorfone dra wat met so klein mikrofoontjie toegerus is, wat hierdie geraasgolwe opvang wat jou oor wil binnekom, dit onmiddellik prosesseer en dan in staat is om teengeraas of anti-noise golwe uit te stuur, wat letterlik dan hierdie geraas uitkanselleer. Die gevolg? Stilte, of althans iets baie naby aan stilte. Nou toe ek hierdie artikel lees, toe sê ek vir myself, joh, kan hulle nie so 'n dingetjie uitwerk wat ook hier in my oor kan sit nie, of wat hulle hier in my brein kan inplant nie, en elke keer as die ou duiwel, weet met sy versoekings hier in my oor kom fluister, dan stuur dit ook 'n teenwerkende golf uit, wat die versoeking letterlik kan uitkanselleer en voilà, ek gee nie meer toe aan sonde nie. Met die gevolg, ek sondig nie meer nie. Net soos geraas teen geraas uitkanselleer. Sal dit nie wonderlik wees as daar so 'n toestelletjie was nie? Ek weet nie van u nie, maar ek dink ek sou alles gegee het daarvoor, net om nie meer te sondig nie. Wat sou u gee? Alles, ek is seker daarvan. Maar weet u, tog het God vir ons iets soortgelyks as anti-noise, as teengeraas gegee, wat sonde letterlik in ons lewens kan uitkanselleer en ons nie meer sondig nie. En die beginsel om nie meer te sondig nie, is in werklikheid so eenvoudig, dat ons dit baie keer totaal en al net miskyk. Ons skriflesing, 1 Johannes 3, vers 5 en 6 sê vir ons, en julle weet, dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Wow. Het jy dit? Het jy dit gehoor? Elkeen wat in hom bly, sê vers 6, sondig nie. Het jy dit gehoor? Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Die antwoord lê duidelik om in Jesus te bly. Maar hoe bly ek in Jesus? Hoe bly ek in Jesus sodat ek nie sondig nie? Hoe werk dit? Kom ons kyk eerstens na 3 baie belangrike beginsels in ons strewe om soos Jesus te wees. Eerstens is dit baie belangrik om te onthou dat God ons aanvaar omdat hy lief is vir ons. Nie omdat jy so oulik is of dalk so mooi is of dalk grand en ryk is nie. Nee, hy aanvaar ons omdat hy lief is vir ons en nie omdat ons dit waardig is of selfs enigstens verdien nie. Hy vergewe ons sondes, wanneer ons behoefte tot vergifnis erken en in nederigheid na hom toe gaan in berou en hom om vergifnis vra. En dan, iets wat u nie moet mis nie, ons kan niks doen wat gaan veroorsaak dat God jou meer gaan lief hê as wat hy jou alreeds het nie. En aan die ander kant, kan jy en ek ook absoluut niks doen wat gaan veroorsaak dat God ons nou minder gaan lief hê as wat hy ons alreeds het nie. En ons status as skoongewaste kinders of seuns en dogters van God word aan ons geskenk. Dit word aan ons gegee as 'n geskenk deur sy groote genade, apart van enige waarde wat ons het of ooit sal hê. En as ons hierdie beginsel verstaan, dan word die tweede beginsel baie duideliker wat sê, om soos Jesus te word in karakter,
Om soos Jesus te word in karakter, is nie jou werk nie. Is nie my werk nie. Maar dit is God se werk. Dit is nie wat jy doen nie, maar wat God in en deur jou doen, want jy kan nie jouself regverdig maak nie. Weet wanneer Jesus vir ons sê, wees julle dan volmaak, soos wat julle Vader in die hemel volmaak is, Matteus 5 vers 48, het hy ons beide 'n bevel, as ook 'n belofte gegee. Jy sien, God is nie een wat ons wil frustreer met die onmoontlike nie. Hy vra slegs van ons dit, wat hy homself in ons sal bewerkstellig, as ons hom net toelaat. As jy hom net toelaat. En dan die derde beginsel, is die beginsel van onselfsugtigheid. Onselfsugtigheid. Vir wie doen jy dit? Vir wie doen jy dit? Baie keer is die rede hoekom ons selfs nie wil sondig nie, op sigself, totaal en al selfsugtig. Byvoorbeeld, weet, hoekom wil ek nie meer sonde doen nie? Sodat ek 'n beter mens kan wees, sodat ek gered kan word, sodat ek kan hemel toe gaan, sodat ek meer sterre in my kroon kan hê. Sien nie waarop dit neerkom? Ek. Maar die ware onselfsugtige motief het Jesus vir ons gegee toe hy vir ons sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemele is verheerlik word. Sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Sodat ek kan verheerlik word of God die Vader. Baie duidelik. Of kom stel dit anders. Ek is bly as Jesus my die oorwinning oor sonde gee, nie omdat God nou beter van my gaan dink nie, nee, maar dat die wêreld nou beter van God gaan dink, of sal dink, deur sy werk in my. Of, aan die ander kant, ek voel seer as ek val en sondig, nie omdat God nou minder van my gaan dink nie, maar omdat die wêreld nou minder van God gaan dink as gevolg van my. En hoe baie keer is die groot rede hoekom ons nie meer sonde wil doen nie, primêr sodat ek goed kan lyk. Maar ons ware motief moet wees sodat God se naam verheerlik kan word in ons lewens en nie sodat ek goed kan lyk nie. So as ons dit kan saamvat, dan beteken dit dat as ek myself aan God oorgee, dan ontvang hy my net soos wat ek is, en as ek myself elke dag onderwerp aan sy wil, en in totale afhanklikheid van hom lewe, dan deur sy krag word al my sondes oorwin. En om nie te sondig nie, moet ons as te ware soos die lood in die ware wynstok ingeënt word, Johannes 15, en in Jesus bly, en al ons geestelike voeding vanuit hom optrek, om so vrug te kan dra. En weer eens, is dit nie iets wat ons uit onsself kan doen nie, maar dit is Jesus, wat dit in en deur ons doen. Nou, hoe het Jesus in sy Vader gestaan? Want net soos Jesus in staat was, deur sy konstante en ononderbroke koneksie met sy Vader, om sy wil perfek en ten volle te vervul, net so kan ons ook deur in 'n diepe verhouding met Jesus te staan, nie sondig nie. Maar hoe het Jesus dit reg gekry om in sy Vader te bly? Hoe kan ons dit reg kry om vandag in Jesus te bly? Jy sien, Jesus se fokus
was totaal anders as baie keer ons fokus. Heeltemal anders. Vandag, jy sien, ons probeer baie keer hard om nie te sondig nie. Ons byt partykeer tot op die tande, soos ons probeer om nie te sondig nie. Ons konsentreer so op die sonde wat ons nie wil doen nie. Maar dit is nie wat Jesus gedoen het nie. Hy het nie hard probeer om nie te sondig nie, in die gewone manier natuurlik hoe ons sonde verstaan nie. Nee, Jesus se fokus was anders. Jesus se fokus was konstant gerig daarop om in 'n onderdanige en afhanklike verhouding met sy Vader te staan. Hy was in 'n eenheid met sy Vader gewees. En as ons daarna kyk, dan sien ons dat Satan nooit probeer het om Jesus te versoek om slegte sondige dinge te doen, soos wat ons die sonde ken nie. Want ek bedoel, dit sou 'n algehele mors van tyd gewees het. Maar Satan het wel probeer om Jesus te oorreed, om hierdie geloofsverhouding wat hy met die Vader gehad het, te verbreek en om hom te verlei om op sy eie voete te staan, om sy eie ding te doen, onafhanklik van die Vader, om soos die Engelsman sê, to go it alone, onafhanklik van sy Vader. Nou, Satan het Jesus probeer versoek om selfs die goeie dinge te doen, maar sonder sy Vader. En as Jesus wel ooit hierdie verhouding van onderdanigheid en afhanklikheid gebreek het, kan ons verwag dat sondige dinge vir hom aantreklik sou geword het. Maar hy het nie. En sonde was ook nie vir hom aanloklik nie. En dit is in hierdie konstante afhanklike verhouding met Jesus, waarin God ons, jou en my, wil herstel, sodat die sonde ook nie meer aantreklik vir ons is nie, sodat dit as te ware soos teengeraas uit kanselleer en geen effek op ons lewens meer hê nie. Nou, kom ons illustreer dit op 'n bietjie meer praktiese wyse. Kom ons kyk na die 5 basiese stappe hoe 'n versoeking omvou tot sonde. Jy al gedink, hoe werk dit? Hoe omvou 'n versoeking tot sonde? Wel, eerstens kry ons die versoeking, weet, dit is natuurlik waar die duiwel hier in jou oor kom fluister, jy weet, hey, wat van dit sal nice wees, try dit, wow, check daai, weet, hy kom fluister hier in jou oor, so die duiwel hou as te ware aan jou die sondige opsies voor. En dan tweedens, hier in jou kop kom die tweede fase, oorweging. Ons dink daaroor. En ons oorweeg die verskillende keuses. Weet, dis hier waar jy sal sê, dit lyk dan nou lekker, jy weet, of, ag nee man, ek stel nie belang nie, of, dit sal dan nou vir jou lekker wees. Dis wat dan hier plaasvind. En dan derdens, maak jou brein hierdie keuse. In jou verstand willig jy in om dit natuurlik te doen as alles veilig is. Dis van jou verstand, jou brein inwillig. En dan vierdens, die beplanningsfase. Hier in jou brein beplan jy. Dis hier waar jy besluit hoe jy dit gaan doen. Weet, jou brein werk vinnig. Hoe gaan jy dit doen? Weet, as ek nou alleen is, of as ons net vinnig om hierdie hoekie gaan, of as niemand my sien en die ligte af is. En dan natuurlik, laastens, die daad. Die daad. Dis nou wanneer jy nou die sonde fisies doen. Of wanneer jy toegee en jou meer verloor, of die ding doen, of wat ook al, jy verstaan wat ek bedoel. Nou, ek moet herken, dat baie keer gaan ek so vinnig van stap 1 na stap 5, dat daar nie eens lyk of daar enige denkwyse tussenin of stappe tussenin bestaan nie. Maar tog is dit hoe die basiese proses en dinge omvou. Nou baie mense dink, om 'n versoeking te weerstaan, is om
of om die sonde te oorwin, is om onder hier tot by stap 5 te kom. En dan net hier by stap 5 slaat jy brieke aan en jy sê, wow, niks verder nie. Jy breek net hier by stap 5. Weet, en ons dink, as ons die briek aandraai, as ons hier so stop, dan het ons mos die oorwinning oor sonde behaal. Ek het dit mos nie gedoen nie. Nou dit is net so goed, as om op 'n kersdynamiet te sit waarvan die lont brand, en te dink, solank jy die deksel kan toehou, is jy veilig. Ek kan onthou, op my studentejare, was daar 'n geval gewees van 2 hoërskoolleerlinge, 'n seun en 'n girl, wat op een of ander kamp, poedelnakend in 'n tent gevang is. Ja, dit was 'n groot storie gewees, en na die tyd, toe die seun voor die skoolhoof verskyn het, het hy in sy verweer gesê, meneer, ek beloof, ek het nie aan haar geraak nie. Ja, ons was dan, maar ek het nie aan haar geraak nie. Asof dit nog nie sonde was nie. Jy sien, maar dit werk nie so nie. Die Bybel leer vir ons in Matteus 5 vers 21 tot 30 dat sonde sy oorsprong reeds in 'n baie vroeër stadium het, waar die verstand dit alreeds begeer. So, as ons weer na ons 5-stap diagram kyk, dan lyk dit so. Ons het die versoeking, ons het oorweging, keuse, beplan en daad. Maar dan as die versoeking kom, hier in daai oorweging, die tweede stap, vind daar 2 stappe plaas. 2 dinge wat kan gebeur. Eerstens, ek vind dit afstootlik. Nee man, ek hou nie daarvan nie. En sonde stop net daar. Dit gaan nie verder nie. Maar tweedens, B, ek vind dit aantreklik. En die oomblik as ek dit aantreklik vind, keuse, beplanning, daad, zap, net daar. Sie sien, die oorwinning oor sonde, of die val in sonde, gebeur dan alreeds in stap 2. Met ander woorde, wanneer ons in Jesus is, wanneer ons onderdanig is aan sy nuwe wil vir ons en in ons lewens en ons harte, en deur geloof waar ons aan hom vashou en sy beloftes vashou, dan laat ons hom toe om sy lewe in ons lewens uit te lewe, met die gevolg, sonde raak ook vir ons afstootlik. Dit het nie effek op ons nie. Maar wanneer ons buite hierdie onderdanige en afhanklike verhouding staan met ons Jesus, dan, wanneer ons by stap 2 kom, sal sonde outomaties vir ons aantreklik wees. Wat is dan die ware betekenis van sonde? Wat is die een sonde wat Satan baie graag wil hê dat jy en ek moet doen? Die mees basiese sonde van almal. Dit kan saamgevat word as om nie in 'n hegte verhouding met Jesus te staan nie, sodat sonde vir ons aantreklik word. Maak dit sin? Sodat sonde vir ons aantreklik word. Waarna moet ons as Christene dan elke dag streef? Waarvoor moet ons bid as ons sonde wil oorwin in ons lewens? Moet ons bid dat Jesus ons beter brieke sal gee, dat ons elke slag net betyds sal vaskop en nie doen wat ek beplan om te doen nie? Of moet ek bid dat Jesus my 'n meer hardkoppige wil sal gee, sodat ek nie ten gunste van sonde sal kies nie, al begeer ek dit? Of moet ek Jesus bid dat hy al my sondige begeertes wat elke dag so in my lewe voed, net te onderdruk? Of moet ek eerder bid dat Jesus my so in 'n noue
verhouding met hom sal bring, met hom sal trek, dat ek geregtigheid in sy skoonheid kan sien en dit werklik sal lief hê. Dat ek werklik Jesus so deel van my lewens sal word en maak, dat verleiding van sonde uitgekanselleer kan word, soos wat teengeraas uitkanselleer, en ek die sonde sal haat. Met ander woorde, oorwinning oor sonde kom nie wanneer ek meer en harder probeer om nie sonde te doen nie, maar wanneer ek meer en harder probeer om Jesus beter te leer ken en in 'n nouer verhouding met hom te staan. Hoe nader ek aan Jesus beweeg, hoe nader ek aan Jesus kom, hoe minder sal sonde vir my aanloklik wees. Sonde word oorwin deur nie meer te doen nie, maar deur meer tyd saam met Jesus deur te bring en in 'n noue verhouding met hom te staan. En dan sal jy nie meer sondig nie omdat jy nou nie kan nie, maar omdat jy nie wil nie. Omdat jy nie wil nie, want nou sien jy dit vir wat dit werklik is, vir wat dit aan jou verhouding met jou Jesus wat vir jou so kosbaar is, doen. En daardie verhouding is vir jou so kosbaar, dat jy dit nie wil verloor nie. Dat jy dit nie wil verloor nie. Jy weet, ons bid so maklik elke dag, Here, asseblief help my dat ek vandag nie sal sondig nie. Klink dit bekend? Here, help my, asseblief help my dat ek nie sal sondig nie. Nee, dit is verkeerde gebed. Insteede bid eerder, Here, trek my vandag in so 'n noue verhouding met U. Openbaar Jouself so aan my, help my om so naby U te kom, dat ek U op so 'n wonderlike wyse in my lewe sal ervaar, dat ek niks tussen U en my sal toelaat om te kom nie. Dat ek niks tussen ons sal toelaat nie. Jy weet, deel van my oggendroetine, amper elke oggend, is baie keer om met die tuinslang in die oggende die hondemis weg te spuit. Dis nou maar iets wat ek doen in die oggend. As jy my vroeg gaan bel, is ek baie keer met dit besig met die tuinslang. Jy weet ek, dis my nice, want ten minste maak ek dit skoon en dis natuurlike bemesting vir die gras, jy weet. En ek moet erken, ons het so klompie jare terug, het ons 4 honde gehad, waarvan een nogal 'n Great Dane was. So jy kon nie self indink hoe die grasperk in die oggende gelyk, weet, met al die landmyne wat so geplant was. En dan vat ek maar die tuinslang en ek spuit dit skoon en alles. Maar weet jy, hoeveel keer het dit al gebeur? Veral in die herfs, as die wind die bome se blare ook afwaai en dit ook die grasperk vol lê en dit so die bolle so bietjie wegsteek. En dan loop ek met daai tuinslang en ek fokus waarop? Ek fokus op daai hondemis. Ek soek dit om dit weg te spuit met die tuinslang. En weet jy, soos wat ek daarna soek om dit skoon te spuit, weet jy hoeveel keer het dit gebeur dat ek daaraan trap? Sis man, ek bedoel, ek probeer dit nou juis soek en skoon maak, sodat niemand daaraan trap nie, en dan gaan staan en trap ek daarin. Eish. En dit het my laat besef, ons fokus baie keer ook so op sonde. En kan ek dit maar sê, veral ander mense se sondes. Maar soos wat ons op sonde fokus, soos wat ons op die sonde fokus, wat gebeur? Ons trap self daarin. Ons trap daarin. Dis maar hoe dit werk.
Maar wat die Bybel ons wil leer, is nie om op sonde te fokus nie, maar op Jesus. Om op Jesus te fokus. Wat ek nou gaan sê, moet jy asseblief konsentreer gou. Jy mag dit nie mis nie. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Sondige dade op sigself is nie die groot probleem nie. Kyk, dit is 'n groot probleem, maar dit is nie die groot probleem nie, maar baie keer slegs die gevolg van 'n gebroke verhouding met jou God, wat die oorsaak is dat sonde vir jou aantreklik word. Daarom, kom terug na die oorsprong van die probleem. Die oorsprong van die probleem, 'n gebroke verhouding met jou God. En gee alles wat jy het om in 'n intieme, egte, noue verhouding met Jesus as jou verlosser te staan. Probeer so na aan Jesus kom as wat jy kan. Hoe oorkom 'n mens sonde? In Johannes 3 vers 6 sê, elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig het hom nie gesien en hom nie geken nie. Dan moet daar's nie daai verhouding nie. Met ander woorde, fokus op Jesus. Fokus op Jesus, nie op die sonde nie, maar op Jesus. En dit is slegs in 'n konstante, afhanklike verhouding met Jesus, dat ons sonde kan oorwin. Want as Jesus 'n lewende werklikheid in jou lewe is, verloor sonde sy aantrekkingskrag op jou lewe. Daarom, strewe elke dag om so deel van Jesus te word, in so 'n noue verhouding met hom te staan, dat sonde nie meer aanloklik sal wees nie, en jy deur God se genade nie meer sal wil sondig nie. Dat Jesus so deel van jou ons lewens is, dat sonde sy houvas op ons sal verloor. En dit is God se doel vir ons. Amen? Amen. Sê Here Jesus, ons wil so graag nie meer sondig nie. Ons bid en pleit so baie keer by U, om ons te help, om nie meer die sonde te doen nie. Inteendeel, ons smag sodat daar net 'n ou apparaatjie of 'n ding kan wees, wat ons kan help om versoekings in ons lewens te kan uitkanselleer. En ons besef nie, dat U dit eintlik baie makliker gemaak het nie. En Here, ons beklei so baie teen die sonde. Ons byt baie keer selfs op ons tande dat die emalje spat, om dit nie te wil doen nie. En dan het ons dit al klaar gedoen. Maar Jesus, oorwinning in sonde of oor sonde is slegs in U. Dis U wat dit vir ons doen. En ons werk is om U net beter te leer ken. Om werklik net nader en nader elke dag aan U te kom en U so deel van ons lewens te maak, dat sonde nie meer aantreklik vir ons sal wees nie. En Here, help ons. Kom trek ons in so 'n verhouding met U. Word asseblief so deel van ons lewens, dat ons U in U glorie kan sien, vir wie en wat U werklik is. Dat ons so naby en deel van U sal word, dat ons niks tussen U en ons sal wil laat kom nie. Niks wat hierdie verhouding gaan seermaak nie. O Here, ons het U so nodig om ons te help om werklik op U en U alleen te fokus. Ons het al soveel keer geleer dat wanneer ons op die sonde fokus,
dan gaan trap ons juist daarin. Juist dit wat ons wil probeer om nie te doen nie, doen ons, want ons fokus daarop. Wil U ons help om werklik op U te fokus? En in hierdie verhouding waarin U ons wil herstel, sodat U so deel van ons sal word, dat ons nie wil sondig nie. Ons het U so nodig. Help ons hierin, Here. Vat ons by die hand en lei U ons in hierdie oorwinning. Ons bid dit in ons Jesus, ons Verlosser, ons God, se kragtige naam. In Jesus naam sê ons dankie daarvoor. Dankie Jesus. Amen.